Ons is 'n Kolossense besig en Paulus het die fokus van die brief aan die Kolossense nou begin skuif van die grondbeginsels wie Jesus is, sodat ons daai vensterraamwerk, onthou julle, daai vensterraam, daai beeld vir ons duidelik gemaak, sodat ons kan sien wie Jesus werklik is, hoe voortreffelik hy is, hoe oorweldigend hy is. En dan het hy dit vir ons geskuif na ons alledaagse toe. Nou hoe ek Jesus sien en hoe ek Jesus hoor in my lewe. En so het ons dan begin oplet, ons verhouding met Jesus gaan nie oor ons omstandighede nie, maar hoe hy te midde van ons omstandighede ons laat besef, hy is werklik die perfekte voeding, die perfekte leiding. En hy laat ons dan toe dat hy ons met sy lewe voed, met daai lewe wat net uit hom uitkom. Dis ware kos, regte kos. En Paulus bevestig ons sekerheid in Jesus op 2 maniere het ons laas keer begin mee werk. Die eerste ene was, hy sê vir ons, bly op die bekende basis van die evangelie, want dis die fondasie vir jou onder manier, vir jou om te kan mee onderskei wat waarheid is. Dit het ons in vers 4 tot 7 van Kolossense gesien, Kolossense 2 vers 4 tot 7, waar hy vir hulle gesê het, dit sê ek sodat niemand julle met slinkse argumente om die bos lei nie, en dan brei hy vir ons uit wat die waarhede van Christus is. En dan kom hy met die tweede deel, en dan sê hy vir ons in vers 8 tot 19, dan sê hy vir ons daar, vir my enige ander ongegronde basis, al lyk het hoe goed. Slinkse argumente. Soos vers 4 ons dan aangespoor het, ek sê dit vir julle, sodat julle nie met slinkse argumente om die bos kan gelei word nie. En ons het gesê, die slinkse argumente het 'n probleem. Die waarheid is duidelik. So hulle moet met 'n ompad kom, 'n vals ompad kom, om 'n plek te kry. En vandag kyk ons na vers 8 tot 12, waar Paulus dan vir ons 5 eintlik 4, jy kan 5, maar ons noem hulle 4 kenmerke van jou geloof gee, en hoe dit valse redenasies uitsluit as jy daai 4 kenmerke toepas. Kom ons lees Kolossense 2 vanaf vers 8 tot vers 12. Kolossense 2, begin by vers 8. Pas op dat niemand julle meevoer deur 'n filosofie en 'n leebedreery, wat gegrond is op menslike tradisie en teorieë oor die kosmiese elemente en nie op Christus nie. Want in hom woon die hele volheid van die goddelikheid liggaamlik. En in hom, wat hoof oor elke heerskappy en mag is julle met die volheid vervul. En in hom is julle ook besny, nie met die besnydenis deur mensehande nie, maar deur die besnydenis van Christus, waardeur julle sondige bestaan weggeneem is. Omdat julle in die doop saam met hom begrawe is julle ook saam met hom opgewek deur die geloof in die krag van God, wat hom uit die dood opgewek het. Paulus begin weer met 'n pas op. En dit klink vir ons baie soos dit sê ek, daai vers 4 sê dit sê ek, sodat julle nie met slinkse argumente om die bos gelei kan word. Die antwoord hy ons weer hierso, en hy sê pas op dat niemand julle meevoer deur 'n filosofie en 'n leebedreery wat gegrond is op menslike tradisies oor die kosmiese elemente en nie op Christus nie.
Hy brei 'n bietjie uit op daai tema. So hy begin met hoekom ons ongegronde uitsprake moet vermy. Dis vers 8. En dan vers 9 tot 12, dan gee hy vir ons 4 kenmerke van ons geloofoortuiging wat gegrond is in Jesus en daarom valse redenasies onmiddellik van die hand wys. So kom ons kyk na hierdie uitsprake. Hoekom moet ons eerstens dan ongegronde uitsprake vermy, volgens vers 8? Vers 4 se wegspringplek en vers 8 se waarskuwingswerk, die twee werk so hand aan hand, om die draai na hoe om Jesus te sien en hoe om te hoor, om reg te kan onderskei, om dit vir ons moontlik te maak. In vers 4 neem standpunt in teenoor die pogings om ons te manipuleer met redenasies wat vals is, teenoor die evangelie wat op die waarheid staan. En dan sien ons, gaan Paulus voortgaan en daai basis gebruik in vers 8 en daarop uitbrei, en dan weer in vers 16 van wat nog kom, gaan hy weer daarop uitbrei, en dan gaan hy in vers 18 ook weer daarop uitbrei. So daar's verskeie stappe wat hy neem om hierdie slinkse redenasies te ontbloot. Vir ons te sê, pas op. In vers 8 gee nou die eerste uitgebreide waarskuwing om nie op hierdie ongegronde uitsprake eers te oorweeg nie. Moet dit nie eers oorweeg nie, sê Paulus. Kom ons lees weer vers 8. Pas op dat niemand julle meevoer deur 'n filosofie en 'n leebedreery wat gegrond is op menslike tradisie en teorieë oor die kosmiese elemente en nie op Christus nie. Nie op Christus nie. Die term wat ons in hierdie vers eerste tref, is daai woord meegevoer. Pas op dat niemand julle meevoer nie. Dit beteken eintlik, as iemand jou as 'n buit vat, dit wil sê, soos 'n klomp seerowers, hulle kom en hulle vat 'n skip oor en hulle vat die mense as buit en hulle gaan verkoop hulle as slawe. Dis wat in daai tye gebeur het. En Paulus sê, moenie dat dieselfde met jou gebeur nie. En dit gebeur op twee maniere in die geestelike lewe. Eerstens sê hy, dit gebeur deur filosofie, of tweedens deur 'n leebedreery. En die vorms hiervan sal ons hierdie filosofie en leebedreery sal ons van hier af in vers 16 tot 19 baie mooi duidelik raakloop. En hierdie filosofie is gegrond op menslike tradisies, sê hy. Hierdie leebedreery is gegrond op menslike tradisie. Dis die volgende ding wat ons moet raak sien. Dit is eintlik nie eers ware filosofie in die ware sin van die woord nie, waarvan hy hier praat nie. Die woord is eintlik eerder, dit is sulke swak redenasies wat net uitgegooi word, sodat jy amper daardeur beïndruk is, en dan probeer jy dit najag. Dis spekulatiewe antwoorde oor die lewe. Op maniere wat ons sogenaamd op staat moet maak om voordeel in ons verhouding met God te trek. So, maak net so, dan sal jy reg wees met God, of maak net so. Ons praat hier van leefstylmetodes, soos, kom net hierdie wette na. Hier is 'n paar reëls in die lewe. As jy daai reëls nakom, is jy reg. Joodse tradisies, was spesifiek 'n probleem gewees. Kom net hierdie Joodse tradisies na, vier hierdie feeste. Hou die Sabbat. Want dit sal jou gehoorsaamheid bewys, en God sal daarop reageer.
en jy sal 'n dieper verhouding met hom hê. Of, wat ook belangrik vir hulle was 'n asketiese lewenstyl. Vereenvoudig jou lewe net. Ontneem jou van sekere goed sodat jy jou eie dissipline in die lewe ontwikkel en so God beïndruk. Of wat van ons moderne vorm van intellektualisme? Ek het dit hierdie week gesien, gebeur voor my oë, waar een persoon sy kennis gebruik om homself hoër op te stel as 'n ander persoon. En die Here kyk daarna en hy sê, wat gaan hier aan? Ek weet ons beter. En ons gebruik hierdie motiveringspraatjies om mekaar te motiveer. Selfs uit die Bybel uit, ons gebruik die Bybel daarvoor. Ons soundbite teologie. Ja, die prentjies wat jy so op Facebook kry. Ek moet iets net in my kop uitsorteer en met dissipline toegepas kry. Dan sal die Here tevrede wees. Is dit regtig so? Is Paulus se vraag. Aan die ander kant is daar hierdie leebedreery wat ons van hoor. Wat op teorieë of kosmiese elemente staat maak om 'n hoër geestelike vlak te kry. Jy beweeg na 'n hoër geestelike vlak as jy hierdie goed begin insien, sê hulle. Het gebruik 'n vergeesteliking van ons fisiese wêreld, die elemente van ons fisiese wêreld, om iets meer te beteken, waar die fisiese dan vir jou as te ware 'n deur tot nader aan God maak. Lig, water, visioene, kleurskemas, nommers, hemelliggame, ensovoorts. En jy gebruik daai element om iets op te tel wat jou nader aan God moet trek. Maar hierdie kosmiese elemente wat Paulus hiervan praat, kan ook maar bloot eenvoudig kort kragtige stellings van lewensbeginsels beteken. Dit wil sê, dis nie diep deurdag nie, dis sulke oppervlakkige motiveringsstellingkies wat jy kry. En dit moet jou nader aan God bring. Volg net hierdie idee, dan sal alles uitwerk. As jy net doelbewus nederige dade toon byvoorbeeld, jy sorg dat jy nederig is in jou lewe, dan sal dit resultate lewer vir jou, en jy sal nader aan God wees. Jou pad tot sukses sal vir jou oop wees. Maar as jy al hierdie twee goed vat, hierdie filosofie en leer, wat noem jy dit, leebedreery, wat op hierdie menslike tradisies en kosmiese elemente teorieë gebaseer is, dan is dit eintlik maar alles net bygelowe. Dis nie bewys nie. Is net 'n vorm van bygeloof. Wat oppervlak idees en gevoelens van superstisie vir jou aanbied as iets wat jou nader aan God gaan bring. En dis hoekom dit so gevaarlik is. Want dit trek jou oog af van Christus af. Eintlik vorm die twee maar net een vorm van kruk, 'n maklike manier tot God, deur menslike keuses. Want dit is moeilik om Jesus as die voortreffelike regtig te aanvaar. Dit konfronteer ons. Dit verander ons, en verandering is nie vir ons lekker nie. Dit maak ons ongemaklik. En dit gee my 'n bietjie van 'n beheer waar God my beheer wegvat.
en waar ek op Jesus se oplossing moet staatmaak. Dit bou vir ons weer menslike koninkryke op. Met 'n skyn van geloof waarmee ons geherreguleer word. Ons kom weer net 'n reëls na. En as ek dit reg doen, dan is ek in beheer. Dit herverwet ons omgewing vir ons. Ons het weer 'n stel wette, as ons net hierdie wette kan nakom. Dan het ons 'n verhouding met God. En dit herverslaaf ons. Ons verval weer in die heel eerste probleem wat ons gehad het. God het ons uit die mag van die duisternis gered en ons gaan terug soontoe. Dis werke wat jou moet help, maar wat volgens Paulus menslik is. En hy noem dit menslik. Dit is verwyder van geloof in God. Dit is verwyder van Christus. Dit is godsdiens, nie geloof nie. Jesus is nie genoegsaam nie. En die rebellie begin van vooraf. En ons het 'n probleem. So vers 8 maak eintlik vir ons 'n probleemstelling. 'n Filosofie wat gegrond is op menslike tradisie en op leebedreery wat gegrond is in die kosmiese elemente teorie en filosofie, kan nie met Jesus se waarheid kompeteer nie. Dit kan nie met Jesus se waarde kompeteer nie. Kan nie. En hoe regverdig Paulus dan hierdie stelling, hierdie probleemstelling wat hy sê dat dit kan nie met Jesus kompeteer nie. Hy gee vir ons 4 Christus kenmerke in die volgende deel. Wat bewys word vanuit sy fondasiestellings wat hy gemaak het in hoofstuk 1, waar hy ons amper soos die teorie van Christus geleer het, sodat ons kan sien hoe werklik, hoe voortreffelik Christus is. Hy gaan hakele daaraan, en dan kom verduidelik hy hulle vir ons. En dat daai stellings, daai kenmerke, 4 van hulle, elkeen ander metodes om by God uit te kom uitsluit. En hy gebruik 'n reeks woorde. Hy sê altyd in hom en met hom in die volgende paar verse. Kom ons lees hulle weer. Vers 9. Want in hom woon die hele volheid van die Godheid liggaamlik. In hom. Vers 10. En in hom, wat hoof oor die elke heerskappy en mag is julle met hierdie volheid vervul. In hom. Vers 11. In hom is julle ook besny, nie met die besnydenis deur mensehande nie, maar deur die besnydenis van Christus. Waardeur julle sondige natuur, julle sondige bestaan weggeneem is. Weereens begin die vers in hom. En dan vers 12. Omdat julle in die doop saam met hom begrawe is julle ook saam met hom opgewek deur die geloof in die krag van God wat hom uit die dode opgewek het. En hier kry jy 2 keer saam met hom. Hy neem ons saam. Vers 9 stel Jesus, dis die eerste stelling wat hy dan maak oor Christus se waarheid. Hierdie geloofsstelling wat hy maak. Stel Jesus as God se volheid voor, ongeag wat ons daarvan sien of ervaar.
God is ten volle in Christus. Dit sluit niks van God uit nie. As jy Christus sien, is God in sy volheid aan jou getoon. Hierdie is nie net 'n idee of 'n beeldspraak nie. Hierdie is die werklikheid. Dis hoe Christus is. Dit is hoe God homself uitdruk in die persoon van Jesus. En die bewyse hiervoor kom uit hoofstuk 1 vers 15 en vers 19 uit. Hy is die beeld van God en God wil ten volle in hom bly. Dis die 2 verse wat hy dit in ons geleer het. En hy haak weer daaraan. En daarom, as enige iemand, enige geloofstelling oor God buite Jesus plaas, is dit vals. Ek herhaal dit weer. As iemand enige geloofstelling oor God buite Jesus plaas, is dit vals. Dis die eerste manier wat ons kan meet. Byvoorbeeld, ons kom met die stelling voor, ek is mos 'n goeie mens, so ek is 'n Christen. Ek lewe 'n goeie lewe. Sou dit die rede wees vir God se verhouding met my, vervang dit dan my idee van goed wees, Jesus, en is God verplig om my op my standaard en nie op Christus te meet nie. Dis wat gaan gebeur. En daarom is dit nee. Christus is die enigste manier om God te ken. Want dit is die enigste plek waar God leef. In sy volheid. Dis ons eerste stelling. Ons tweede stelling is in vers 10. Kom ons lees vers 10. En in hom, wat hoof oor elke heerskappy en mag is julle met hierdie volheid vervul. Die eerste stelling is, God leef met sy volheid in Christus. En nou kom die stelling, in hom, dus in Christus, wat dan die hoof oor elke heerskappy en mag is julle met hierdie volheid vervul. God vervul. Vers 10 stel dit vir ons dat Jesus ons ten volle met hierdie volheid van God vervul, soos vervat in hoofstuk 1 vers 16 en vers 20. Hoofstuk 1 vers 16 het gesê, want in hom is alles geskep, alles in die hemel en op die aarde, die sigbare en die onsigbare dinge. Want dit konings en heersers is gesagvoerders, alles is deur hom en tot hom geskep. Hy het voor alles bestaan en in hom hang alles saam. Na vers 20. God het behaag om, vers 19, want God het God behaag om met sy volle wese in hom te woon, en dan vers 20, en deur hom alles met hom te versoen. Christus kom en hy vervul ons. Geen ander gesag in hierdie wêreld, in hierdie heelal, val buite Christus nie. Die eerste deel van hierdie vraag, vers 10 se tweede middeldeel, want hy is die hoof oor elke heerskappy en mag. Geen ander gesag speel 'n rol nie. Maar dan kom die tweede deel, en daarom vervul Christus my. Ek is vervul met Jesus,
as die hoogste gesag. Geen ander gesag speel 'n rol nie. As enige gesag dus voorgehou word wat nie in Jesus gesetel is nie, moet daardie voorgestelde gesag ontbloot en verwerp word, dis vals. Enige gesag buite Christus is vals. Byvoorbeeld, iemand kom en sê vir jou, jy moet gedoop word met die Heilige Gees om 'n meer vervulde geloofslewe te lei. Dis 'n baie algemene moderne stelling. Almal sê dit vir jou. Jy moet deur die Heilige Gees gedoop word nadat jy tot bekering gekom het. Jy deur die Heilige Gees gedoop word en dan sal jy 'n dieper lewe met Christus hê. Nee. Dit is die Gees van Christus wat jou in die eerste plek vervul vanaf wedergeboorte, ten volle vervul. En daarom is daar geen manier waarop jy meer vervuld deur Jesus kan word nie. Enige gesag wat nie in Jesus setel nie, is vals. Dit bring ons by ons derde punt. Vers 11. Kom ons lees weer vers 11. In hom is julle ook besny, nie met die besnydenis deur mense hande nie, maar deur die besnydenis van Christus, waardeur julle sondige bestaan weggeneem het. Jesus heilig ons en sny ons sondepatrone uit. Dis vers 11 se stelling. En hy sê dit gebaseer op hoofstuk 1 vers 20 tot 22, ons het dit nou net gelees. Deur hom is alles met hom versoen, deur vrede te bring deur sy bloed aan die kruis, ja, alles op die aarde en in die hemel. Dis vers 20, vers 21. Ook julle was voorheen van hom vervreemd. En dan gaan hy daarmee aan. Jesus heilig ons. En hy sny die sondepatrone uit. Hy plaas sy persoon as die vervulde vorm in my, en dan sny hy stelselmatig my rebelse vorm weg. Dis heiligmaking, sodat sy beeld oorbly. Nou hier kom nou 'n konflik. Wat gebeur as ek dit self doen? Wat gebeur as ek myself dissiplineer en goed uit my lewe uitsny? Wat goed lyk. Hou dit in gedagte. Ek hoop jy hoor ook dat dit wat oorbly van my is wat hy oorspronklik, hoe hy my oorspronklik na sy beeld geskep het aan die begin. Nie wat ek graag eerder wou wees nie. Hy bring my terug na die oorspronklike beeld toe. Nie na 'n ouliker beeld van myself vandag nie. Dis 'n veranderde hart wat na vore kom, na uiting kom, wat God begeer bo myself. En die besnydenis wat hy hiervan praat in hierdie vers, is nie meer die Ou Testamentiese simbool en die belofte nie. Maar dis nou 'n vervulde realiteit. Dit is vervul in Jesus se liggaam, in sy kruisiging, waarin jou vergifnis en jou verlossing volledig omvat is. Geen ander eis kan dus gestel word buite die persoon en die werk van Jesus
tot verlossing, tot vergifnis en tot 'n verandering in jou nie. Ek herhaal dit weer. Geen ander eis kan gestel word buite die persoon en die werk van Jesus nie. Is niks wat jou gaan red nie. Is niks wat jou gaan vergifnis gee nie. En is niks wat jou so gaan verander nie. Byvoorbeeld, jy kan 'n dieper toenadering tot God soek deur sekere reëls en verwagtinge op te stel en dit na te kom. En raai wat? Ons doen dit almal. Ons het almal 'n stel reëls wat ons onsself opstel. Wat ons kan nakom. Of wat ons wil nakom. En dit lê buite Christus. Want dit laat my goed lyk. My beeld kom na vore. Nee. Net Jesus het die reg om jou te vorm na sy wil. Enige ander vorm, enige ander eis tot 'n vorm sonder Christus is vals. Blaas die ramshoring en dan sal iets in die geesteswêreld gebeur. Vals. Praat in tale. Dit beweeg verby Christus. Is vals. Selfs die manier hoe jy bid en jy wys jy's 'n Christen. As dit gesetel is buite die persoon en die werk van Jesus tot vergifnis, verlossing en verandering, as dit buite dit lê, is dit vals. Laaste ene. Vers 12. Omdat julle in die doop saam met hom begrawe is julle ook saam met hom opgewek deur die geloof in die krag van God wat hom uit die dood opgewek het. Jesus lei ons in die afsterwe van ons ou mens. Ons het nou begin praat oor die ou mens, hoe dis Christus se beeld en as hy sny weg soos hy wil hê sodat sy beeld na vore kom wat hy ons oorspronklik voorgemaak het. Nou kom ons by die punt waar hy sê, maar ons sterf af in ons ou mens. Soos hy lei ons daarin in die afsterwe van ons ou mens, soos hy vir ons vooruit gesterf het. En hy lei ons in ons opstanding in die nuwe mens wat hy geskep het, en hy vervuld in hom is, soos hy uit die dood uit opgewek is vooruit, vir ons. Let op dat hierdie lewensverandering net in die krag van God plaasvind. Dit vind nie uit my eie krag uit plaas nie. Want daar is geen ander mag wat hierdie vermoë het nie, om lewe te gee. Geen ander mag die vermoë om jou dood te maak in een vorm, die van die rebellie teen God, en jou dan lewend te maak in 'n ander vorm, die van God se inwoning, en 'n begeerte daartoe nie. Dit is net Christus wat daai mag het. In hoofstuk 1 vers 18 tot 20, hier het vir ons so oortuigend beskryf as Jesus as die eersgeborene uit die dood, sodat God in sy wese met ons kan versoen, soos Jesus dan vrede gebring het deur sy kruisdood met God. Hy is die voortreffelike in hierdie proses.
enige ander voorstel tot 'n toenadering en 'n versoening met God buite of selfs saam met Jesus Christus, dis 'n ekstra wat saam met hom moet kom, is vals. Byvoorbeeld, iemand kom en hy lig jou foute vir jou so uit. Hy lig dit vir jou so uit en hy sê, maar solank jy net aan jouself werk, en net 'n filosofie nastreef, wat vir jou gaan help om doelwitte vir jouself te stel van hoe jy kan self verbeter, dan is jy die reg om in 'n verhouding met God te staan. Nee. Ek is versoen met God deur Jesus alleen. Dis al wat geld. Hy maak my vry om God in my lewe te begeer en niks en niemand anders nie. Wat beteken dit vir my? In my alledaagse lewe, wanneer die druk kom, wanneer ek onseker raak, wanneer ek selfversekerd raak, ongeduldig raak, ek begin minderwaardig voel, ek neem goed aan, ek begin bedreig voel. Wanneer ek my grens van gemak en bekendheid oorsteek in daai druksituasie, dan skep dit 'n geleentheid vir my en vir ander mense om my om menslike korreksies te bring om die balans te herstel. Druk kom, ek voel hierdie goeters, hulle maak my ongemaklik en ek soek menslike korreksies om die balans te herstel. En hierdie korreksies kom in die vorm van goeie voorstelle wat op my of op ander staat maak. En plaas jou geloof in iets wat lyk of jy beheer daaroor kan kry, en of dit jou gesag kan gee, en of dit jou gaan help om te verander, en of dit vir jou sin gaan gee, maar dit sit jou eie uit. Dit omseil die vaste fundament, of die bekende basis waarvan Paulus gepraat het. Die voorstel in Jesus, in sy gesag, die alleenreg en die alleen vermoë wat Jesus het, om jou te vorm na sy volle beeld. Want in hierdie proses maak jy staat op jouself, op menslike metodes, sê Paulus. En hy sê nee. Het gaan niks verander nie. Niks in die verhouding met God nie. Hier is die probleem. Selfs al werk dit, selfs al doen dit iets vir jou, is dit nie die beeld van Christus, van God self wat gevorm word nie. Dit is weer 'n hervorming van jou eie beeld. Dit val buite die Jesus raamwerk wat ons in die venster sien. Dis 'n verlies. Dit skuif die doelpale en dit lyk goed. Maar jou wesenlike verandering na Jesus se beeld, na wat hy jou oorspronklik voorgemaak het, realiseer nie. Dis vals. Dis waarvoor ons moet oppas. En as dit gebeur, en ons is daardeur versoek, dan bely ons dit, en ons gee dit oor aan Jesus, ons kyk weer terug na die beeld van Christus. Wat het Christus gedoen?
Wat is sy vermoë om vir ons te doen? Skuif die valse redenasies uit. Los hulle.